Goeiedag almal, het jy al daardie ervaring gehad van vingers wat jou emosies vasgryp en poog om jou stikkend te ruk? Het jy ook al nagte wakker gelê met jou hart wat aanhoudend in jou keel klop van spanning en kommer oor dinge wat met jou gebeur? Dawid was bekend met hierdie sielsbekommernis in sy lewe. Psalm 55 vers 5 en 6, hoor net hier. Hy roep uit en hy sê, my hart krimp in mekaar in my binneste en verskrikkinge van die dood het op my geval. Vrees en bewing kom oor my en angs oordek my. Daar in Psalm 77 vers 3 en 5, op die dag van my benoudheid soek ek die Here, snags bly my hand uitgestrek sonder om moeg te word, my siel weier om getroos te word. As ek aan die Here God dink, moet ek steun, pyns ek, dan versmag my gees, my ooglede bly oop, ek is onrustig en kan nie praat nie. Maar weet jy wat? Die goeie nuus vir ons is, die Here sien jou raak. Hy weet wat aangaan in jou lewe en hy ken jou omstandighede en hy wil jou help. Daarom roep hy uit in 1 Petrus 5 vers 7 en hy sê, werp al jou bekommernisse op my, want ek sorg vir jou. Hierdie woordjie werp is die Griekse woordjie eporipto, wat in hierdie konteks die prentjie skilder van 'n reisiger wat uitgeput sy baie swaar en ongemaklike vrag met die laaste bietjie brute krag op die rug van 'n dier gooi om dit verder vir hom te dra. Epiripto dui op as reisiger met 'n swaar vrag op sy rug wat hom feitelik plat druk op die aarde en hom uitput. Maar dan besluit hy, Epiripto, ek gaan hierdie swaar vrag van my rug verwyder en dit op 'n pakdier plaas en dan gemaklik verder die reis aanpak. En weet jy wat? Die mediese wetenskap het bewys dat die meeste siektetoestande hulle oorsprong het as gevolg van aanhoudende emosionele kommer en spanning. Dit staan bekend as psigosomatiese siektes. Maar die Here het ons nie geskape om bekommerd rond te rol as gevolg van probleme wat ons onderdruk nie. Hy het ons geskape met die vermoë om probleme op te los, om dit te oorwin. Dis asof die Here in 1 Petrus 5 vers 7 uitroep en sê, jou skouers is nie groot genoeg vir al die laste wat jy alleen probeer dra nie. Gooi dit op my rug, want ek wil jou help. Maar waarvan praat die Here as hy in hierdie vers die woord bekommernis gebruik? Werp al julle bekommernis op my, want ek sorg vir julle. Nou die woordjie bekommernis is die Griekse woord merimna, wat dui op iets of omstandighede of aanvalle of situasies wat angs of benoudheid meebring. Merimna omskryf enige leed, enige droefheid of ramp, enige moeilikheid, ontbering of ongeluk, enige probleme of enige toestand wat aanleiding gee tot die probleme en bekommernis in jou lewe. Dit verwys na probleme soos finansies, werk of besigheid, verhoudings, kortom, enige iets wat jou lewe raak. En die Here verseker ons hier in 1 Petrus 5 vers 7 dat niks te groot vir hom is nie. Inteendeel, hy nooi ons uit en hy sê, werp al julle bekommernis op my, want ek sorg vir julle. Hierdie woordjie sorg is in Grieks melo, wat dui op iemand wat intens kennis neem van iets en verantwoordelikheid wil neem om te help. Ons lees ook in Psalm 55 vers 23, werp jou sorge op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Luister net na die oorwinningslied wat die Israeliete gesing het, toe die Here hulle deur die see gelei het op droë grond na vryheid. Eksodus 15 vers 2 en 3, die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword, hy is my God, hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef, die Here is 'n krygsman, Jahwe, Ihish, Milchama, Here is sy naam. En die Here verklaar ook in Jesaja 51 vers 5 die volgende as hy sê, maar ek is die Here jou God, wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis. Here van die leerskare is sy naam, Jahwe, Tsaba, Shem.
En luister net wat sê Jesus vandag vir jou, hier vanuit Lukas 12 vers 6 en 7. Word 5 mossies nie vir 2 stuivers verkoop nie? En nie een van hulle is voor God vergeet nie. En selfs die hare van jou hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Ja, die Here sorg vir jou. Dankie Here, U gee ons wysheid, krag en inspirasie om elke aanslag in ons lewens te staan, om hierdie oorlog te voer in U naam, Here, want saam met U is ons meer as oorwinnaars. Dankie dat U vir ons sorg. Amen.